Ewige God en almagtige Vader, ons roep U aan vanmôre as die heersers van die Here. U wat Uself aan ons openbaar deur U Seun Jesus Christus. U wat ons leer en wat ons lei deur die Heilige Gees. Vader, ons vra nederig vanmôre U teenwoordigheid. Vader, U leer vir ons in die Bybelboek van die Hebreërs dat daar 'n hemelse tempel is en dat ons met vrymoedigheid op grond van die kruiswerk van Jesus, op grond van die bloed van Jesus, toegang tot hierdie tempel kan kry. Vader, in die geloof bring ek nou ons almal saam voor U Here. Vader, ons wil vra vanmôre dat U Gees ons sal leer, asseblief. Vader, dat dit wat hier gesê word vanmôre uit U Vader hart uitkom. Vader, is ons begeerte. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag vanmôre begin, wat ek sê, uit 'n Bybelstudiehoek uit. Een van die metodes wat ek en jy as gelowiges kan gebruik wanneer ons Bybelstudie doen, is om vrae te vra. Jy vra kritiese vrae. Want as jy nie kritiese vrae vra nie, gaan jy nie by die waarheid uitkom nie. So, die eerste persoon wat ons geleer het oor vra is Moses. Moses kom daar by hierdie brandende bos aan. En God begin met hom praat. En die eerste vraag wat Moses vra is, hy sê, Here, wie is U? Wie is U? So hy het 'n vraag gevra. En op grond daarvan is hy geantwoord. So ek en jy, as ons wil leer, is een van die maniere om te leer is om vrae te vra. Ja, gaan dit vanmôre, gaan ek dit vir u net prakties dalk demonstreer, dat jy sien hoe dit in die praktyk werk. Ons lees in die boek van Matteus, hoofstukke 6 tot 9, 5 tot 9, is Jesus op die berg, Kapernaum, en hy preek. Dis in die Bybel opgeneem as Jesus se bergpredikasie. En tydens hierdie bergpredikasie, vra die mense vir Jesus, maar leer ons bid. En Jesus kom en hy sê, dis reg, en hy sê vir die mense, maar so moet julle bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. So begin die Onse Vader gebed. Nou is die vraag vanmôre waarmee ek wil begin. Wie is Onse Vader? Dis 'n baie belangrike vraag. Want Jesus kom en sê, bid tot jou Vader. So wie is hy? Wat leer die Bybel vir ons oor wie is jou Vader? So ek gaan dit probeer beantwoord uit die Bybel uit. En die eerste ding wat ons moet verstaan is, Johannes 4 vers 24 gee vir ons 'n aanduiding van wie is jou goddelike Vader. Maar ek wil net myself hier in die rede val. Die laaste deel van daai sin is, laat U naam geheilig word. So iemand vanaand vanmôre mooi verstaan, ons kan nie van God die Vader praat of van God praat, sonder dat ons baie ernstig is en met respek daaroor nie. Want hy is nie ons speelman. God verwag respek. God verwag eerbied. So, alles wat ek vanmôre gaan sê, is binne hierdie raamwerk van respek en eerbied en 'n erkenning dat ek nie regtig met my beperkte verstand God kan verklaar nie. As ek met my verstand God sou kon verklaar, dan het ek eintlik 'n vals God vandag aan julle kom verkondig. God is baie groter as ek en jy. Ons moet dit verstaan. So die beste wat ek vanmôre kan doen, is om vir jou te sê, maar hier is sekere gedeeltes in die Bybel, wat vir ons 'n idee gee van wie God is.
en dat jy dan daaroor bid, en dan is die verantwoordelikheid by jou om dit te beoordeel. Is dit reg? Verstaan ons mekaar so? Goed, kom ons kom terug. Wat sê Johannes 4 vers 24? God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Die Amplified Classic Bible verduidelik dit so 'n bietjie verder. God is a spirit, a spiritual being. And those who worship him must worship him in spirit and in truth. Right. So, nou is die vraag, nou maar, wat is 'n gees? Ons moet verstaan dat die Bybel leer vir ons dat daar is geestelike wesens en daar is biologiese wesens. Ek en jy is biologie met 'n gees in ons. Maar die Bybel sê vir ons daar's geestelike wesens soos byvoorbeeld engele. En dan is daar verskillende kategorieë engele. Daar's serafs, daar's gerubs, daar's boodskappers. Die Bybel leer vir ons daar's bose geeste, daar's onreine geeste. So daar is geestelike wesens. En dan is daar biologiese wesens. En God is 'n geestelike wese. Die Bybel leer vir ons hy het 'n persoonlikheid, hy het 'n wil, hy het emosies. Die Bybel leer vir ons dat hy is bo ons raamwerk van tyd en ruimte. Hy's bo dit. Hy's 'n geestelike wese, hy's nie deel van ons realiteit hier nie. God het nie suurstof nodig om te bestaan nie. God gaan nie dood nie, dis deel van ons leefwêreld. Dood, geboorte, so ek en jy is. God is bo dit as 'n geestelike wese. Nou is die volgende vraag, as God 'n geestelike wese is, en ek het nou vir julle gesê, maar daar's verskillende ander geestelike wesens. Dis wat ek vir julle gesê. Nou is die volgende vraag, maar wie is God dan? As ons nou sê hy's 'n geestelike wese en daar's verskillende geestelike wesens, wie is hy? Wat leer die Bybel vir ons daarvan? Goed, kom ons gaan nou net een stapie verder. Ons lees in Numeri 16 vers 22. Hulle het op hulle gesigte geval en gesê, o magtige God, God van die geeste van alle vlees. Sal een man sondig en u vir die hele vergadering kwaad word. Numeri 27 is 'n ander teksgedeelte. The Lord is the God of the spirits of all people. Nou, hoekom het Jesus gesê dat God is jou Vader? Want jy is 'n gees, maar ons gaan nou daarby kom. So wat hier sal vir ons geleer word, God is die geeste, God van die geeste van alle vlees. The Lord is the God of the spirits of all people. Ander vertaling sê, God is die Vader van die geeste. God is die hoof van die geeste. Verskillende vertalings. Maar hier is vir jou 'n aanduiding wie God is. Hy is die Vader van alle geestelike wesens. Hy is die Vader van alle geeste. So dis vir jou so 'n klein aanduidingkie wie hy is, of hy is die hoof daarvan. Ons lees byvoorbeeld in Hebreërs 12 vers 9. Ons aardse vaders het ons gedissiplineer en ons het hulle daarvoor gerespekteer. Sal ons dan nie nog veel eerder aan ons geestelike Vader onderwerp en ons so waarlik lewe nie? So God is ons geestelike Vader. En wat is die belofte hier? As jy jou aan hom onderwerp, wat gaan gebeur? Jy gaan waarlik leef. Jy sien, ek en jy kan nie leef sonder God nie. Ons kan nie lewe in sy volheid ervaar as ons nie by God is nie. So, God is ons geestelike Vader. Dit word deur Jesus geleer. So moet julle bid, ons Vader. En Jesus sê Hebreërs, hy is ons geestelike
Vader. Goed, wat leer die Bybel vir ons nog? Hierdie geestelike Vader van ons, wie is hy? Wie is hy? Ons weet nou dat God is ons geestelike Vader, maar wie is hy? Behalwe dat hy ons geestelike Vader is. Volgende antwoord is, hy is ook die skepper van alles. Hy is die skepper van die hemel, hy is die skepper van die aarde, hy is die skepper van die heelal. So jou geestelike Vader is die skepper van die heelal. Ons lees byvoorbeeld, daar's baie Bybeltekste hieroor, Genesis 1 vers 1. In die begin het God die ganse heelal geskep. Die hemel daarbo en die aarde hieronder. So jou geestelike Pa het alles geskep. So jy is. Yes. U is waardig ons Here en God om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat u alle dinge geskep het. So dit staan van Genesis tot Openbaring. God het alles geskep. Deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep. So God, jou geestelike Vader, is die Heer, is die skepper van die heelal. Hy het alles gemaak. Hy hou alles in stand. Goed, wat sê die Bybel vir ons nog? God, behalwe dat hy die skepper is hy ook die heerser van alles. So kom die Bybel sê, hy is die koning van alle konings. So God is nie net die skepper van die heelal nie, hy is ook die heerser van die heelal. So wie hy is. So God is 'n geestelike wese, wat jou geestelike Vader is, hy het die heelal geskep, en hy regeer daaroor. So God het gesag. As jy lees byvoorbeeld, Nehemia 9 vers 6, U Here, U is die enigste Here, U het die hemel met al sy sterre en planete gemaak, ook die aarde met al sy bewoners en die see met alles daarin, U gee lewe, daarom buig die hemelse skare in aanbidding voor U. Of Daniël 4 vers 35, die mense op aarde is niks in vergelyking met hom nie. Hy doen net wat hy wil met die magte van die hemel en die mense op aarde. Niemand kan hom teenstaan of vir hom vra, wat doen u nie? God is die soewereine heerser van die heelal. Dis wie hy is. Dis wie hy is. En hy het ontsaglike mag. Jy sien, die Bybel sê vir ons, byvoorbeeld dat die evangelie van Jesus Christus is nie 'n saak van daai praatjies nie. Dit is 'n saak van krag. Dit is 'n saak van gesag. En God is die oorsprong daarvan. Hy hou alles in sy hand. Hy is nie net 'n filosofie nie. Hy is nie net 'n sielkundige kruk vir as jy nou swaar kry, dan moet jy nou op hom vertrou nie. Hy is baie meer as dit. Hy is baie meer as dit. Hy is die heerser van die heelal. Dis wie hy is. God is die bevelvoerder van die hemelse weermag. Die Bybel leer vir ons dat daar is 'n hemelse weermag. Die aardse engel Michael is die bevelvoerder daarvan, sê die Bybel. Maar God is die commander, kan ek sê, die oorhoofse bevelvoerder van die hemelse weermag. Daar's baie Bybeltekste daaroor, maar ek gaan vir hierdie ene lees. Isaiah 6 vers 3 tot 4. They were calling out to each other, Holy, 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 the Lord of heaven's armies. The whole earth is filled with his glory. They were calling out to each other, Holy, holy, holy is the Lord of the heavenly armies. Dis wie God is. Dis wie God is, en ek en jy moet dit onthou. So as jy bid, as jy vanaand bid, tot wie bid jy? Ek het al nooit gedink, na wie bid jy? Jy bid tot jou geestelike Vader, wat die heerser is van die heelal, wat die skepper en instandhouer is van alles. Jy bid tot hom. Dis God, dis wie God is. En hy kom en sê, ek is julle Vader, en julle is my kinders. So 'n ander Bybelteks gedeelte wat hy sê, so die heerser van die heelal sien jou as sy kind.
Hoekom? Hy is regtig jou pa. Hy is regtig jou Vader. Jy sien hier is 'n ding wat ek en jy moet verstaan. En dit is ons volgende stap, dit is ek en jy moet verstaan, dat God is ons geestelike Vader. Waar begin dit? God kom en ons lees in Genesis 2 vers 7. Toe vorm die Here God 'n menslike liggaam uit die stof van die aarde. Nadat hy die asem van die lewe daarin geplaas het, het dit 'n lewende wese geword. So, ek wil nie nou te diep daarop ingaan, maar dit kom daarop neer, dat jy is baie meer as net jou biologiese dop. Jy is 'n geestelike wese in 'n biologiese liggaamswees. God het sy asem in jou gesit. As jy gaan na al die vertalings kom dit daarop neer dat asem, wind, gaan nie oor die wind nie, ruach of pneuma nie. Dit gaan oor die krag agter dit. Divine essence word oor van gepraat. So, kom ons stel dit heeltemal anders. Jy het 'n stukkie goddelikheid in jou. En ons noem dit die menslike gees. Ons verwys daarna as die menslike gees. Hy wil kom en sê, God het die materiale van die aarde gevat, hy het jou liggaam gemaak, en hy het sy asem daarin geblaas, en wat het gebeur? Die mens het 'n lewende wese geword. So, dis wie jy is. So, hoekom dink jy, sê God, hy is jou geestelike pa? Want hy het jou gees gemaak. Jy het 'n gees en is in jou. En God kom en sê, maar ek is jou pa. So kom die Bybel vir ons sê, hy is die Vader van alle geeste, van alle vlees. Elkeen van ons. Jy kan nie vandag leef as jy nie 'n gees in jou liggaam het nie. Die Bybel sê duidelik dat wanneer jy sterf, dan verlaat jou gees jou liggaam. Wanneer jy sterf. En wanneer jy gebore word, by konsepsie, sit God vir jou gees, waar lewe begin. So jy is 'n geestelike wese in 'n biologiese liggaam, en die Heer van die heelal het jou gemaak. Jy het 'n stukkie van hom. Dis wie jy is. Dis hoekom ons praat van Hebreërs 12 vers 9, wat God sê, jy moet jou aan hom onderwerp, want hy is jou geestelike Vader. So ek en jy bestaan nie, jy's nie 'n ongeluk, wat sommer maar net gebeur het in die kosmos nie. Jy het 'n baie spesifieke doel. God het jou vir 'n baie spesifieke doel aarde toe gestuur. En jy moet dit leef, want jou lewe in volheid, begin daarby, dat jy weet wie is jy. Dat jy weet wie is jy. So God is ons geestelike Vader. Ons sien dit. Maar hier is nou 'n vraag. As God 'n geestelike wese is, en ek en jy sit hier op aarde in ons biologiese liggame, hoe kan ons nou weet wie God is? Hoe kan jy weet wie God is? As jou sintuie, jou aardse sintuie dit nie kan optel nie. En jy moet onthou, die realiteit is baie meer as wat ek en jy met ons 5 sintuie kan waarneem. Kom ek noem 'n heeltemal 'n ander voorbeeld. 'n Hond kan klank hoor wat jy nie kan hoor nie. Maar die feit dat jy dit nie kan hoor nie, sê dit bestaan nie. Dit bestaan, jy kan dit nie waarneem nie. Dis wat. So, hoe weet jy dan nou van God? En die antwoord lê in Jesus Christus. Dis die antwoord. Ons lees byvoorbeeld in Kolossense 1 vers 15 tot 17. Ons kan nie God met ons oë sien nie. Sy seun is egter die beeld van God. Deur na hom te kyk, sien ons wie God is. So Jesus Christus, hoekom iemand in ons leefwêreld in? Die baarmoeder van 'n vrou. Dis hoe jy in ons leefwêreld kom. Hoe het Jesus ingekom? Deur die baarmoeder van 'n vrou. Wat het hy kom doen? Hy het vir ons kom vertel van God se koninkryk en van God die Vader. So hy het God die Vader aan jou kom openbaar. So jy kan hom ken
deur Jesus Christus. Dis hoe jy hom ken. En die leiding van die Heilige Gees. Want Jesus kom en hy sê, ek gaan weg, maar ek gaan vir julle 'n raadgewer stuur, die Heilige Gees. En hy is daar om julle te leer, en julle te lei, en by julle te wees. So jy, as 'n menslike gees, as ek dit so kan noem, is nie op jou eie hier nie. Jy's nie alleen nie. God is by jou. Die Heilige Gees is by jou. En dit is hoekom ons met mekaar in verhouding staan. Want ons help mekaar en ons leer mekaar. Daar is iets in hierdie konneksie tussen ons, wat ons nie behoort te verwaarloos nie. En dit is deel daarvan. So ek kan nie kom en sê, die Heilige Gees leer my en los al die ander dinge. Dis nie hoe dit werk nie. Daar's 'n eenheid daar. Goed, so dis wie God is, hoe ek en jy praat van God die Vader, God die Seun Jesus Christus en God die Heilige Gees, en dis reg so. Ons geestelike Vader, moet jy weet, is die heerser van die heelal. Dis belangrik dat jy dit verstaan, want nou besef jy wie jy is en wie jy kan wees. Wie jy kan wees. Jy sien, ek en jy moet begin om 'n begrip te hê van wie ons is. Maar, ek en jy het 'n geskiedenis. Daarby wil ek net so vinnig aanraak. Ek en jy het 'n geskiedenis. Ek wil net hier so net daai net skiep. Wag nee, kom ons gaan net so doen. Ek en jy moet verstaan, daar het iets met ons gebeur. Jy sien, ek en jy, jare terug, in antieke tyd, het daar 'n voorval plaasgevind. Die Bybel verwys daarna as die sondeval. Ek en jy is deel van die mensheid, en ons het 'n geskiedenis. En in ons voorvaders het daar iets gebeur. God het ons gemaak om heersers te wees van die planeet. Ek en jy is die rulers of this planet. Maar daar het iets gebeur wat gemaak het dat ons daai posisie verloor het. En daardie gebeurtenis verwys die Bybel daarna as die sondeval. Sondeval kom kortliks daarop neer, ek en ons voorvaders was ongehoorsaam aan God. En omdat ons ongehoorsaam aan God was, is die aarde vervloek. Ons manne sal nou hard werk as ons iets op die tafel wil sit, en die vrouens sal pyn hê as hulle kinders kry. En dis meer. Daar het 'n groot tragedie plaasgevind. En sonde het toegang gekry tot die aarde. En ons het ons posisies as heersers van die planeet verloor. So ons is 'n gebroke mensheid. Ek kan dit miskien verduidelik as ek dit so kan noem. Ons almal praat vandag van rekenaars. So hier is die rekenaar, dis my biologiese liggaam. Hierdie. Maar die sagte ware, die bedryfstelsel is jou gees. En wat het gebeur? Ons sagte ware het gekorrupteer geraak, as ek dit in ander terme kan sê. Jou gees is gekorrupteer. Nou is jy geneig tot sonde. Jy het nou 'n geneigtheid tot ongehoorsaamheid aan God. Jy het nou 'n geneigtheid. Jy is nou 'n sondige wese. Jou sagte ware is gekorrupteer. En jy is verdoem. Ons is verdoemde wesens as gevolg van die sondeval. Dit is so net so 'n kort deeltjie van ons geskiedenis waar ons vandaan kom. Want jy sien, as ek en jy nie weet waar ons vandaan kom nie, kan ons nie die toekoms verstaan nie. Dan kan ons nie verstaan hoekom het Jesus Christus aarde toe gekom nie. Jy sien, want alhoewel ons die sondeval plaasgevind het, alhoewel ons gebroke is, alhoewel ons vol sonde is, het God ons nie gelos nie. Hy is ons geestelike pa. So wat het hy gedoen? Hy het 'n redder gestuur. Hy het Jesus Christus gestuur. Om wat te kom doen? Om ons te kom red. Dis hoekom hy gekom het. Sodat ek en jy weer in ons verhouding met God die Vader herstel kan word. Dis wat hy kom doen het.
Dis wat hy kon doen het nou, is ons nou skielik perfek. Is jy nou skielik perfek nadat jy nou tot bekering gekom het? Wel nie ek, ek weet nie van julle nie, maar dis maar 'n gesukkel partykeer. So, jy het nog steeds 'n gebrokenheid in jou. Maar hoe werk dit dan nou? Net so 'n oombliekie daarby stil sit, want dis 'n belangrike ding wat jy moet verstaan. Jesus Christus kom aarde toe, en hy kom vertel vir ons die evangelie. Waaroor gaan die evangelie? Die evangelie gaan oor die koninkryk van God. Die evangelie gaan daaroor hoe jy kan toegang kry tot die koninkryk van God. So oor die evangelie gaan. Goed, maar hier is nou 'n ding. Wat beteken dit nou in die praktyk? Jy sien, Jesus kom en hy kom in hierdie sondige aarde in, en hier's 'n ander heerser hierso, wat oorgeneem het. En naam was Satan. Oorgeneem, daai tyd, en hy tot maar Jesus kom en hy betaal vir ons aan die kruis 'n prys. Betaal vir ons aan die kruis 'n prys, sodat ek en jy vry kan kom van die gevolge van die sondeval. Dat ons weer herstel en genees kan word. Wat kon gebeur het. Maar nou het Jesus aan die kruis vir ons gesterf. Maar wat sê Jesus? Wat moet verder gebeur? Die feit dat hy aan die kruis gesterf het, maak dit nou dat die hele wêreld skielik gered en reg is? Nee. Want God het jou met 'n vrye wil geskaap, uit vir jou 'n wil gegee. Jy's nie 'n robot nie. Jy's nie 'n masjienkie wat God hier op en af gaat jy nie. Dis nie hoe dit werk nie. Jy kan kies. Jy kan kies. Dis jou keuse. Wil jy hier bly hierdie kant? Of wil jy oorgaan na God se koninkryk? So Jesus kom en hy verduidelik interessante ding. Hy kom en hy sê, hy praat met Nicodemus in die boek van Johannes. En Jesus sê, as jy uit die toegang wil kry tot die koninkryk van God, dan moet jy wedergebore word. Dis die sleutel tot jou toegang tot die koninkryk van God. Jy moet wedergebore word. Maar nou vraag die persoon 'n baie besondere vraag, maar hoe moet ek weergebore word? En wat beteken weergeboorte? Beteken weergeboorte dat jou gees dood is, en nou kom jy tot bekering en nou leef jou gees. Is dit wat wedergeboorte beteken? Die Bybel sê, dis nie waar nie. Want as jou gees weg is jy dood. So die Amplified Bybel verduidelik dit baie mooi. Ek weet of ek het nou hier so het nie, ek moet net vinnig kyk. Ja, John 3 vers 3, daar sê. Hier verduidelik Jesus waaroor wedergeboorte gaan. En jy moet dit verstaan. Dis een van die mees belangrikste Bybeltekste in die hele Bybel hier, wat jy moet verstaan. Want as jy dit nie verstaan nie, is dit 'n probleem. Wedergeboorte beteken, Jesus sê, I assure you, and most solemnly say to you, unless a person is born again. Wat beteken born again? Reborn from above, spiritually transformed, renewed and sanctified. He cannot ever see and experience the kingdom of God. So wat beteken wedergeboorte? Jou gees word gereinig, herstel en genees. Dis wat wedergeboorte beteken. En dit moet jy vat. Want dis jou sleutel tot jou ewige lewe. En net Jesus kan dit doen. Net Jesus kan dit doen. Niemand anders dit nie. Hoekom sê ek so? As jy verder na Johannes 3 kyk en praat Nicodemus en hy sê vir Jesus, maar hoe werk die proses? Hy vra 'n vraag. Nee, ek het gesê Bybelstudie is jy moet vra. Hy vra 'n vraag. Maar hoe werk dit? En Jesus gaan en hy gaan verduidelik, hy haal 'n voorbeeld uit Numeri aan. Nou wat het in Numeri gebeur? Wat Jesus nou verduidelik? Numeri was die Israeliete in die woestyn en hulle het gesondig. En daar het 'n klomp slange onder hulle ingekom. En hulle begin pik en hulle het gesterf. Pynlike dood, sê die Bybel vir ons. En hierdie klomp Israeliete roep na Moses en sê, Moses, jy moet nou 'n bietjie kom help hier.
Ons het moeilikheid. En Moses gaan pleit by God vir hulle, en God sê vir hulle, sit 'n paal, maak 'n bronslang op die paal, en kyk na die slang, en as jy na die slang kyk, en jy vertrou op die slang vir jou genesing, so sal dit deel daai, né? Dan gaan jy genees dit, dan gaan jy gesond word. Toe sê Jesus, soos wat die Israeliete op die slang gekyk het, moet julle na my kyk. Soos wat die Israeliete van ouds op die slang vertrou het, op die beeld, moet julle na my kyk, ek is julle redder. So ek en jy moet glo. Ek en jy moet glo. Ek vertrou Jesus is my redder. Vertrou dit. Maar wat is die konteks daar? Wat ek en jy moet verstaan? Die konteks was, die Jode, die Israeliete daar, was in nood. Ek het deur die slang gebyt, man, en ek gaan dood. Ek is nood. Net so moet jy jou gevalle posisie verstaan. Want as jy nie verstaan dat jou posisie, dat jy 'n gebroke gees het, dat jy as menswees gebroke is, dat jy 'n sondaar is nie, hoekom het jy dan 'n redder nodig? Hoekom het jy dan 'n redder nodig? So jy moet eers verstaan dat jy 'n redder nodig het. En dat jou redder Jesus Christus is. Dan aanvaar jy hom as jou saligmaker. Sien julle die koneksie hierso? En wat gebeur dan? Dan word jy spiritually transformed, renewed and sanctified. Dan is jy gered. Maar is dit nou 'n oombliklike proses? Die antwoord is ja en nee. Ja, in die opsig dat jy is geregverdig deur die werk van Jesus Christus. Dit beteken, jy word 'n deel van die huisgesin van God. Jou verhouding met God is herstel op grond van jou geloof in Jesus Christus. Maar as jy nou perfek as mens, is jou gees nou onmiddellik genees. Sorry, dit werk nie so nie. Dis nie hoe dit werk nie. Nie in die praktyk nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dis 'n proses, die heiligmakingsproses. Maar nou sê Jesus, geloof, jy moet geloof hê. So ek moet glo dat Jesus Christus my gaan red. Dat hy my van my sondes gaan verlos. Nou wat beteken die woord geloof? Beteken geloof nou dat ek glo. Aan die ander woorde, die kerk het 'n geloofsbelijdenis, né? Of weet jy, wat is 'n geloofsbelijdenis? 'n geloofsbelijdenis van die SIA. As jy nou daai geloofsbelijdenis glo, is jy nou gered? Sorry, jy is nie gered nie. Jy is nie gered nie. Geloof is nie 'n selfstandige werkwoord nie. Geloof is 'n werkwoord. Geloof is 'n werkwoord. En jy moet dit mooi verstaan. Ons lees byvoorbeeld in die boek van Hebreërs, waar hy praat oor geloof. En die skrywer van Hebreërs sê, omdat Noag geglo het hy die ark gebou. Hy het nie net geglo nie. Omdat hy geglo het hy die ark gebou. Omdat Abraham geglo het hy die land verlaat, ander land gegaan. So wat beteken dit? Omdat jy glo, moet jou lewe verander. Jy is nie meer die koning van jou eie lewe nie. En jy moet dit verstaan. So, wat bring ek nou voor God? Want onthou, God is jou redder. Redder beteken, die woord redding, beteken nie net, ek gaan hemel toe. Die woord redder, sou het 'n baie groter betekenis. Dit beteken, ek is jou geneeser, ek herstel jou, ek reinig jou, ek maak jou weer, dat jy my kind kan wees, dat jy gesond kan wees. Dis waaroor dit gaan. So wat beteken dit in die praktyk? Kom ek wys julle wat dit in die praktyk beteken. Geef maar daai eerste versie af, daai eerste prentjie op asseblief. Dis hoe ons lyk, so 'n voorbeeld van ons, nie almal nie, van ons. En is nie veroordelend nie, dit sê vir jou waaroor gaan die lewe. So hierdie ouetjie kom in die kerk in, en hy het probleme met pornografie, hy het probleme met leuns, geweld, drankmisbruik,
maar hy's in die kerk, en hy soek Jesus se aangesig. Maar het hy nou alles daar, net word weggegaan toe hy wedergebore word? Nee, goed nog daar. Maar hy bring dit in die geloof na God toe. Volg julle asseblief. Vroukie kom in, wat is haar probleme? Manipulasie, beheer, selfsug, krities wees, mou maar alles. Volg julle asseblief. Ondankbaarheid, eie geregtigheid, krities, hoogmoed. Volg julle. Rasisme, hardkoppigheid, knorrig, ondankbaar, selfsug. Arme jong meisiekies word baie so aangeval, tienermeisies. Ek is lelik, ek is vet, ek is dom, glo leuns van die Bybel, van die woord. Seentjies, ek is useless, ek sal dit nie maak nie, ek is verwerp. Dis hoe die kinders van die Here lyk, dis hoe die kerk lyk. Maar dis okay. Dis okay, want jy kan jou gebrokenheid na God toe neem. Dis okay. Maar jy kan nie so okay bly nie. Jy sien, dis die krag van die kruis. As jy hierdie goed, en daar's ander voorbeelde ook, na God toe neem en sê, Here, hier's ek. Here, hier's ek sukkel. Ek het hierdie probleem, ek vertel leuns as ek my sien lieg ek. Of ek doen wat ook al. Help my. Wie wat doen hy? Hy help jou. Hy gaan jou genees. Hy gaan jou red. Dis die evangelie van die kruis. En dan gaan ek vir jou herstel. Speel op my volgende sessie. Dan denk jy so. Dis 'n proses nie. Dis weer nie onmiddellik nie. En die verantwoordelikheid is by jou. Jy kan kies. Wil ek in sonde bly leef? Wil ek my gebrokenheid net bestuur, want ons is goed daarmee. Ek bestuur my gebrokenheid. Voordat iemand met jou hand opdruk. Of kry ek genesing. So, as ek agterkom, maar ek is gebroken op 'n plek, wat moet ek doen? Ek vat dit na Jesus toe. Hy is my geestelike pa. Hy is my redder. Hy het my gekom om my te genees. Dis waaroor die evangelie gaan. Dis jou pa. Hy het gekom waar ek en jy verlore was. Het hy sy seun gestuur om ons te kom red. En jou te herstel. Want die koninkryk van God is 'n geestelike koninkryk. Soos wat Ernst vroeër gesê het. En wat kom in die geestelike koninkryk? Die gees. Wie is? Ek sê nie vandag dat die liggaam is niks werk. Moenie my verkeerd verstaan nie. Nee. Die liggaam is baie belangrik. God het jou liggaam gegee met 'n bepaalde doel. Maar goed, nou is jy deur hierdie goeders. Nou as jy deur hierdie goeders, so daar as jy nou, gaan van 26 toe, ek dink dit is 26, ekskuus, ek het nie vanmôre die knoppie dingetjie hier nie. Kyk, so nou het jy jou gebrokenheid na God toe geneem. As 'n gelowige. Jy het jou sonde na hom toe geneem, jy het jou hartseer na hom toe geneem, jy het jou tekorte na hom toe geneem, nou begin hy jou genees, reg, so wat nou? Nou is jy afgestof, en jy is gesond, en jy is skoon gewas, en jy het nou nuwe klere aangetrek, nee. Is dit nou die einde van alles? Dit, my boetie en sussie, is die begin. Is die begin. Is die begin. Die doel van Christendom is om die beeld en die karakter van Jesus Christus uit te dra. Dis jou doel. Dis jou doel. So nou kan ek in staat begin raak. Soos wat ek nou gereinig word, soos wat ek bevry word, soos wat ek genesing ontvang, wat gebeur? Kan ek meer en meer Jesus se karakter en beeld uitdra. Nou is ek by die doel van Christendom. Dit is die doel van Christendom. Die aardse doel. Om die beeld en karakter van Jesus Christus uit te dra. Dis ons taak. Dis ons taak. Volg my asseblief. Ander mense moet na jou kyk. Jy moet nie so dink nie. Ander mense moet na jou kyk en Jesus se karakter en sy beeld in jou sien. Jou integriteit. Jou verantwoordelikheid. Die gawes van die Gees. Jou tafheid. Onthou, die evangelie van Jesus Christus is nie vir swakkelinge nie. Nie fout maak.
Dit is nie maklik om 'n gelowige te wees nie. Dit is nie maklik om mense wat jou seer gemaak het, te vergewe nie. Dit is nie maklik om te sê, ek het 'n belofte gemaak, en ek gaan dit nakom, alhoewel dit my gaan kos nie. Dit is nie so maklik. En tegelijkertijd so moeilike ding. Maar dit is wat God van jou verwag. Dis waaroor dit gaan. Jy sien, so mense moet nou, Christus, moet in my gestalte kry. Dit is wat ons lees in Galasiërs 4. Dis waar ek en jy moet kom. Dis waar ek en jy moet kom. Volgende asseblief. Maar hier's nou 'n ding. Hoe kom ons daar? Jy moet weet waarvoor is jy geroep. Nou elkeen van ons het 'n spesifieke roeping en dan is daar 'n algemene roeping. Jou algemene roeping is op ons almal van toepassing. Is om goeie werke te doen. Efesiërs 2 vers 10. Ons is gemaak in Christus Jesus om goeie werke te doen wat God voorberei het. Titus 3 vers 8. Gelowiges moet hulle toewy aan goeie werke. Titus 2 vers 14. Christus het ons verlos sodat ons ywerig kan wees vir goeie werke. Kolossense 1 vers 10. Wandel waardig en dra vrug in elke goeie werk. Dis waarvoor jy geroep is. Wat is die verskil tussen eie werke en goeie werke? Goeie werke is, ek ervaar die leiding van die Heilige Gees. Ek ry in die straat, en hier staan 'n ou, en ek ervaar in my gees, help met jou, geef vir hom iets, help hom, dan doen jy dit. Wat het jy gedoen? Jy het goeie werke gedoen, en die Heilige Gees het jou gelei om dit te doen. So jy is geroep vir goeie werke. Jy is nie geroep om net hier op jou eie dingetjie te wees, en jou eie babbeltjie te wees, en daar gaat jy nie. Jy is geroep om 'n verskil in die wêreld te maak. Dis wat jy moet doen. En daai verskil wat jy in die wêreld maak, doen jy deur goeie werke. So vir die geroep is, nie om jou saligheid te verdien nie. Jy is klaar salig. Niks daarmee uit te waai nie. Dit gaan aan gehoorsaamheid aan God. Ja, wil ek afsluit. Ons volgende een asseblief. Wat is die hoogste strewe van 'n Christen? Wat behoort jou visie te wees wat jy daar op jou yskas plak? Jesus kom en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, sal ook die werke doen wat ek gedoen het. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na die Vader toe gegaan het. So jy en ek is geroep om dieselfde dinge te doen as wat Jesus op aarde gedoen het. En nog meer. Wat het hy gedoen? Hy het dooies opgewek. Hy het siekes gesond gemaak. Hy het deurgegaan deur die natuur. Hy het 'n klomp goeders gedoen. Dis wie jy is. Dis wie jy is. Dis waarvoor jy geroep is. Jy is geroep om hierdie wêreld te verander op 'n positiewe wyse. Dis wie jy is. Ek en jy is geroep om goeders te doen wat tot in ewigheid weerklank vind. Jy staat ontstaan. Jy staat ontstaan deur Christus wat jou krag gee. Jy's nie om net hierso rond te karring soos 'n hoenderrenetjie nie. Jy's 'n arend. En jy moet daarby uitkom. Elkeen van ons met God se genade. So, as Jesus kom en leer, sê ons se Vader wat in die hemel is, dan weet jy nou tot wie jy bid. Stem julle saam? Jy weet tot wie jy bid. En as jy in nood is, as jy onder geestelike aanval is, of as jy 'n verkeerde besluit geneem het, en is daar swak gevolge vir jou, wat kan jy doen? Jy tot Pa, jy kan hom toe gaan. Jy kan hom vra vir genade, en hy sal jou help. Want jy het 'n stukkie van hom in jou. Dis wie jy is. En die lewe waarin ons is taaf. Lewe is moeilik. Daar gebeur, dis werk. Maar jy kan in oorwinning staan. In God. Kan in oorwinning staan. En jy kan voluit leef. Jy kan leef soos wat God vir jou wil hê jy moet leef. Nie net bestaan nie. Bestaan is 'n swak ding. Jy moet leef. En dis waarvoor God jou geroep het. Dis hoekom jy sy Pa is. Hoofstuk af met hierdie lied asseblief.